Goeiemôre almal. Kom ons sluit die oë. Onse dierbare God en hemelse Vader, Here, saam met die psalmdigter wil ons volgens sê: U is ver verhewe bo ons begrip. Ons wil ons totale afhanklikheid teenoor U erken, o Here. U is ons beskermer, U is ons voorsiener, U is ons alles. En Here, daarom is dit my gebed dat U verheerlik sal word deur hierdie boodskap wat U vir my gegee het om met my vriende hier te deel, met U familie hier te deel, Here. En Vader, dit is my gebed dat almal verby my sal kyk, dat hulle sal hoor wat U vir hulle uit die woord wil leer. En ja, Here, dat U verheerlik sal word. Ons vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil julle terugvat in die geskiedenis 'n hele paar jaar gelede. Een van die groot geeste in golf. Hy het bekend gestaan as die Golden Bear, Jack Nicklaus. Hy het baie jare gelede na 'n dorp gery met die naam van Birmingham in Engeland, waar hy 'n liefdadigheidsbyeenkoms sou bywoon om geld in te samel vir 'n huis vir jong seuns. Nou, nadat hulle 'n ronde golf gespeel het, was daar 'n ete wat die organiseerders vir hom gereël het. En by hierdie geleentheid het Nicklaus toe ook aan die organiseerders 'n cheque van $5,000, jammer, so wat $85,000 oorhandig, as 'n bydrae tot die liefdadigheidsfonds van die tehuis vir die jong seuns. Nou, halfpad deur die ete, het daar 'n man met die naam van Charlie opgestaan, aan die ander kant van die eetsaal. En hy sê toe: meneer Nicklaus, ek verstaan, jy speel 'n ronde of 2 golf. Die wêreldbekende Nicklaus, hy het in die 60er en 70er jare het hy 18 major titels gewen, en hy was wêreldwyd bekend gewees. En hy was op daardie stadium die beste golfspeler in die wêreld. Hy het gesê, ja, ek speel so 'n ronde of 2. En toe sê Charlie vir hom, wel, ek speel ook 'n ronde of 2. En ek dink ek kan nie klop. Hy sê, ek sê jou wat, ek sal 9 pytjies teen jou speel. En as jy my top, sal ek ook $5,000 skenk vir die liefdadigheidsfonds. Maar as ek jou klop, moet jy nog 'n $5,000 bydra tot die liefdadigheidsfonds. Hy sê, om sake vir jou makliker te maak, meneer Nicklaus, jy kan die baan kies, maar ek wil die tyd van die afslaan wil ek kies. Nou, Nicklaus, hy was bekend vir sy ondersteuning van liefdadigheid. Hy was ook 'n bok vir sport, soos ons sal sê in Afrikaans. En hy het ook gestem om teen die Charlie te speel, alhoewel hy hom nie geken het nie. En hy het gesê, ons kan sommer maar hier op hierdie baan speel. En Charlie het Jack Nicklaus toe eintlik onkant betrap en vir hom gesê, wel, ek wil vanaand 10:00 afslaan. 2 dae later het die Birmingham Courant 'n volblad foto van Nicklaus gepubliseer waar hy nog 'n cheque van $5,000 uitgeskryf het. $5,000, sorry, $85,000 uitgeskryf het. En hy het gesê, the most exciting day in my life. En 'n verslaggewer het toe vir hom gevra, meneer Nicklaus, en ek gaan nou aanhaal wat hy gesê het. Hy sê, Mr. Nicklaus, you have won every major championship, every trophy, award, honor and accolade worldwide. Why should this be so exciting? En Nicklaus het hierop geantwoord, I met a person who refused to let fear control his life. Nou, wie was hierdie Charlie wat vir Nicklaus geklop het? 'n onbekende. Nou, Charles Boswell was in 1937 die kaptein van die Alabama bofbalspan gewees. Tydens die Tweede Wêreldoorlog was hy die kaptein
was hy kaptein in die Amerikaanse infanteriekorps gewees. Nou tydens die oorlog was hy besig gewees om 'n man, 'n gewonde soldaat, uit 'n Sherman tank uit te red, toe die tank in sy gesig ontplof en hy totaal op daai oomblik heeltemal blind is. Hy kon niks sien nie. Hy het besluit om nie toe te laat dat sy omstandighede hom onderkry nie. Hy het besluit om sy verlede agter te laat en om te konsentreer op die toekoms. Met baie geduld en volharding het hy as blinde geleer om golf te speel. Nou vir iemand wat blind is om golf te speel, dis baie moeilik. Jy moet iemand kry wat die bal vir jou plaas, jy moet iemand kry om vir jou te help met jou deurswaai, en dan as jy naby die gat kom, dan moet iemand met 'n stok of iets dergeliks daar in die gaatjie rattle, dat jy kan hoor waar is die gaatjie. Nou as blinde golfspeler het Charlie sy merk gemaak, want hy het geoefen. Hy het volhard met oefening. Hy was in 1956 die wêreldkampioen vir blindes gewees. As jy toegang tot Google het, kan jy gerus maar Charles Boswell gaan Google, en dan sal jy sien hoe speel 'n blinde man golf. Nou Charles Boswell, hy het nie net sommer golf gespeel soos wat ek en jy pad sal speel nie. Hy het 9 pytjies golf in 36 houe voltooi. Met ander woorde, soos die meeste golfspelers sal sê, paar vir die meeste golfbane. Vir 18 pytjies was sy beste rond te 81 gewees. Hy sou menige golfspeler die loef afgesteek het. Nou onthou, Charlie het gekies om 10:00 die aand te speel. Sy afrigter Grant Thomas het gesê, "It is so damn dark, I can't even see the hole." Toe Charlie gevra was, wat was die moeilike ding wat hy moes doen, het hy gesê, dit was om vir ander blindes of mense wat besig is om blind te word, vir hulle te motiveer, om hulle probleme, hulle gebrek te oorkom. Hy het ander blindes gehelp. Hy het hulle geleer dat daar hoop vir die toekoms is. En ek wil vandag met u gesels. Jou toekomsverwagtinge. Nou 2025 is amper iets van die verlede, hy lê op sy rug. Kyk jy miskien terug na die ou dae? Hoeveel van jou 2025 voornemens, jou besluite, het bewaarheid geword? Of was 2025 vir jou 'n nagmerrie? In 'n studie is daar bevind dat die meeste mense se nuwejaarsvoornemens net tot 12 Januarie hou. Slegs 8% van mense hou by hulle nuwejaarsvoornemens. Nou baie mense hunker na die ou dae, want hulle dink dit was beter as nou. Nou die oudste bestaande geskrif wat daar is, die Papyrusse, wat na bewering meer as duisende jare oud is, verwys hulle ook na die ou dae. Hulle sê, alas, times are not what they used to be. Nou wat sê die Bybel van die vorige jare? Kom ons kyk daarna. Ons gaan baie verse kyk, jy kan maar volg op die skerm, en soos wat ek verlede week gesê het, ek gebruik die 53 vertaling, ek gebruik die 1982 lewende Bybel net om dit in eenvoudiger taal te stel, maar die 53 Bybel is die een wat tel, en dan gebruik ek die Engelse Bybel, sowel as die Amplified. Nou Prediker 7 vers 10, moenie sê nie, hoekom kom dit dat die vorige dae beter was as die teenswoordige? Want nie uit wysheid vra jy hierna nie. Moenie vra hoekom die dinge in die ou dae soveel beter was. Want dit is onverstandig. En dan gaan ons na Jesaja 43 vers 18 toe. Jesaja 43 vers 18. Dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Do not cling to the events of the past, or dwell on what happened long ago. Ons moet daarteen waak dat ons nie in die verlede wil lewe nie. Moenie sê waarom was die
vroegere dae baie beter as vandag nie. Jy gaan beslis nie vorentoe beweeg as jy heeltyd in die triespieël kyk nie. Gebruik die verlede soos die roer van 'n skip om vir jou rigting te bepaal en nie soos 'n remskoen om jou te rem nie. As jy omstandighede jou begin onderkry, dan moet jy onthou dat God se almag en sy krag ver bo ons begrip is. Psalm 75 vers 4. Al wankel die aarde en al sy bewoners, ek het sy pilare vasgestel. En geparafraseer, al word die aarde en sy mense deur onsekerheid geskit, ek, God, laat sy fondamente vas staan. Nou Reuters het in 'n opname bevind dat al hoe meer mense gestres is en bekommerd is en dat wêreldgelig op sy laagste is. Baie mense hoop dat die dag van môre iets beter sal meebring. Die koerante, daar is nog koerante, kan dit lees op die internet. Die koerante en die TV skilder vir jou onsekere, donkere toekoms en voorspel moeilike tye. Maar wat sê die Bybel hiervan? Spreuke 1 vers 33. Maar die wat na my luister, sal veilig woon en gerus wees teen die skrik vir onheil. Geparafraseer sê hy, as jy na die woord van die Here luister en dit doen, hoef jy nie bang te wees vir moeilike tye nie. In Psalm 37 is daar 'n belofte wat Dawid sê. Dawid sê, ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Geparafraseer, die Here sal niemand wat aan hom gehoorsaam is in die steek laat nie. En dit sal ook nie nodig wees dat so iemand sy kinders hoef kos te bedel nie. Iemand het by geleentheid gesê, never be afraid to trust the unknown future to a known God. Maar die slegte nuus is, moeilikheid is jou voorland. Selfs die Here se kinders gaan teëspoed ervaar. In die Bybel sê dit, Psalm 34 vers 20. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. 'n Mens wat aan die Here gehoorsaam is, kom baie moeilikheid teë. Luister na die Amplified. Many evils confront the consistently righteous, but the Lord delivers him from them all. Nou wat is die Here se doel met moeilikhede? As jy gaan kyk na die opskrif in Job 36, dan sê hy daarso, as God beproewinge stuur, dan is dit om die mens te waarsku. En ek wil Job 36 vers 8 tot 11 vir die lees soos dit geparafraseer is in die Lewende Bybel. Maar as hulle in die moeilikheid beland waaruit hulle nie weer kan loskom nie, is dit omdat hy hulle wil wys dat hulle sonde gedoen het en hoogmoedig was. Dis sy manier om hulle te laat luister na sy vermaaning en hulle te beveel om die kwaad te laat staan. As hulle dan luister en hom dien, sal die res van hulle lewe voorspoedig en aangenaam wees. Jou lewe sal voorspoedig en aangenaam wees as jy in die Here gehoorsaam is. Dit help nie jy dien die Here net halfpad nie. Want daar in Openbaring lees ons dat die Here rou Christene uitskop. Niks in die wêreld is maklik nie. Inteendeel, die woord easy kom net een keer in die Engelse woordeboek voor. Nou die Israeliete was die Here se uitverkore volk gewees. Tydens toe hulle in Egipte na die beloofde land gereis het, het hy hulle beskerm. Maar raai wat? Die Here het hulle geskool vir teëspoed en moeilikheid. Jy sê vir my, hoe kan ek dit sê? Kom ons gaan na Rigters 3 vers 1 tot 4 toe. En dit is die nasies wat die Here laat oorbly het, om Israel almal wat al die oorloë van Kanaan nie geken het nie, deur hulle op die proef te stel, net dat die geslagte van die kinders van Israel dit kan weet, om hulle te leer oorlog voer, ten minste vir die wat daar vroeër nie van geweet het nie. Dan sê hy 5 vorste van die Filistyne en al die Kanaaniete en Sidoniërs en die Hewiete wat in die gebergte Libanon gewoon het, van die berg Baal Hermon tot by die ingang na Hamat.
Hulle was dan daar om deur Israel op die proef te stel, om te weet of hulle na die gebooie van die Here, wat hy hulle vader deur Moses beveel het, sou luister. Luister na hoe hulle in die lewende Bybel staan. Die Here het van die volk laat oorbly om die jonger geslag van die Israeliete se dapperheid op die proef te stel. Dit is nou almal wat nie self in gevegte in Kanaan deelgeneem het nie. Die Here wou hierdie jongeres leer wat oorlog is, omdat hulle nog nie ondervinding daarvan gehad het nie. Hierdie volk is sou oorbly om die Israeliete se gehoorsaamheid op die proef te stel, en op die manier sou dit duidelik word of hulle werklik gehoorsaam sou wees aan die wette wat die Here vir hulle gegee het. En dan net een sinnetjie in die Amplified. They were for the testing and the proving of Israel, to know whether Israel would listen and obey the commandments of the Lord. Die Here beskerm hulle, maar leer hulle om oorlog te maak. Onthou, ons is in 'n oorlog met die bose magte in die lig, Satan en sy trawante. Ons word deur die woord van die Here as ook krisisse geskool om staande te bly wanneer daardie krisis op ons pad kom. Dawid sê in Psalm 118 vers 71, dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek die insettinge sou leer. Toe hy my laat swaar kry het dit my goed gedoen, want daaruit kon ek leer wat die vereistes is. Ek praat met jou vandag oor jou toekomsverwagtinge. Verwag jy probleme by jou werk, by jou werkskring, of selfs nie daar buite? Die Engels het 'n gesegde, no pain, no gain. En die bekende Dolly Parton het gesê, if you want a rainbow, you got to put up with the rain. 'n Mens moet soms eers probleme en ongemak ervaar voordat jy sukses kan behaal. En ek wil vir jou 'n paar voorbeelde noem van mense wat probleme gehad het voordat hulle sukses en ongemak gehad het voordat hulle sukses in hulle lewe behaal het. Nou Charles Kettering, toe hy geleef het, was dit in die dae dat jy 'n motorkar nog gestart het met 'n slinger. En hy het probeer om sy motor aan die gang te kry en toe breek hy sy arm. En terwyl sy arm daar gips sit, het hy gesit en dink. Hy het gesit en top, daar moet iets beters wees. En toe het hy die starter, die self-aansitter, het hy ontwerp. Nou Jacob Schick, hy het in baie koue tye, koue wêrelde gelewe. Die temperatuur was so -40. En dit was hom baie moeilik om te skeer. Soos ons sal sê, die hak en trek wat hulle gehad het. En hy het gesê, nee, daar moet iets beters wees, en toe het hy die elektriese skeermes ontwerp. Dan Charles Goodyear, hy is verminagting van die hoftronk toegestuur, en daar in die tronk het hulle hom daar in die kombuis laat werk, en daar so het hy op die gedagte gekom van die vulcanizing van rubber. Nou maar ken die Goodyear tires wat jy vandag kan kry. Martin Luther, hy was geforseer om in die Wartburg kasteel te bly. Hy was so verveeld en ledig dat hy begin het om die Bybel in Duits te vertaal. En dan 'n laaste een, Thomas Edison het 1093 goed gepatenteer, goed ontwerp. Byvoorbeeld die gloeilamp, die TV, die rolprentkamera. Nou, op 'n dag, 2 dae kom toe sy werksplek, die studio, soos hulle sê, besig om af te brand. En hy het toe vir sy vrou en sy kinders geroep en gesê, kom kyk hier, daar gaan al ons foute, dit word afgebrand, nou kan ons weer van vooraf begin. 2 weke later het hy weer begin om sy werksplek op te bou. En nie te lang daarna nie het hy die fonogram uitgevind. Nou dat is 'n Engelse gesegde wat sê, every bad situation will have something positive. Even a dead clock shows correct time twice a day. Dit is duidelik dat moeilikheid ons voorland is. Maar wat moet 'n mens doen as jy die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien? Wat moet 'n mens doen? Wie wil die lewe lief hê en goeie dae sien? Ons kyk wat sê die woord, 1 Petrus 3 vers 10. Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie.
Hy moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najag. Want die Here se oë is op die regverdige en sy ore tot hulle gebed. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Geparafraseer. Ons, as ons die lewe wil lief hê en die goeie dae moet sien, moet ons oppas dat ons nie iets verkeerd sê en versigtig wees om nie dinge te praat wat absoluut waar is. Met ander woorde, ons moet stop om leuns te vertel en dit sluit wit leuns in, want 'n wit leuns word naderhand ook 'n leuen. Hy moet pad gee van die verkeerde dinge en doen met wat reg is. Hy moet alles in sy vermoë doen om in vrede te lewe, want die Here hou wag oor sy kinders en hy luister as hulle bid, maar hy's gekant teen mense wat verkeerde dinge doen. Nou wat gaan jy doen as jy in die moeilikheid beland of probleme op jou pad ondervind? Wat gaan jy doen? Gaan jy moedeloos wees of gaan jy sing? Iemand het by geleentheid gesê dat 'n Christen moet soos 'n stoomketel wees. As hy in die warm water is, dan sing hy nog steeds. Die Engelse sê, the same boiling water that softens the potato, hardens the egg. It is about what you are made of, not your circumstances. God sometimes brings men into deep water, not to drown them, but to cleanse them. En wat sê die Bybel moet ons doen as jy in die moeilikheid kom? Romeine 12 vers 12, verbly julle in die hoop, wees geduldig in verdrukking, volhard in die gebed, wees geduldig as jy in die moeilikheid kom en moenie ophou bid nie. Be steadfast in suffering and tribulation, be constant in prayer. Ons praat vandag oor jou toekomsverwagtinge. Ek wil 'n bietjie teruggaan. 'n Bietjie ietsie met die bejaardes deel, die mense wat se oud is, ek is ouens wat pensionaris is. En 'n bejaarde lê eendag op sy sterfbed. Skielik ruik hy die aroma van sy gunsteling chocolate chip koekie. En ja, hy kry so lus daarvoor dat sy mond begin water. Dit is so oorweldigend, hy kan sy lus nie meer hou nie, en met erge inspanning klim hy van die bed af, en hy struikel so met die gang af in die rigting, daar na die kombuis toe. Die kankerpyne vreet hom, en hy kan kwaadlik die pyn verduur. En uiteindelik bereik hy die deur van die kombuis, en toe hy daar in die deur van die kombuis staan, toe hou hy die deurkusyn so vas, en toe hy kyk, toe dog hy is in die hemel. Want ooralste waar hy kyk, is daar houers en bakke vol van sy gunsteling chocolate chip koekie. En hy steek sy regterhand bewend uit om 'n koekie te vat. En die volgende oomblik, toe slaan sy vrou met die houtlepel oor sy hand en sê, los uit, die koekies is vir jou begrafnis. En in die meeste gevalle verdwyn mense se liefde as iemand, as ook bejaardes, wanneer hy of sy 'n las vir hulle begin raak. En dan is die persoon nie meer spesiaal nie. Jesaja 46 vers 3 sê die Here, dis nou vir die bejaardes, dat hy ons gedra het van ons geboorte af, en dat ons eendag oud en grys is, sal hy nog altyd ons God wees. Hy sê dat hy is wat ons gemaak het, en dat hy ons sal dra, en vir ons sal sorg. Om die ouderdom vir die meeste mense skete en pyne, jy gaan dit nie gespaar wees nie. Koning Dawid was 'n man na God se hart, en hy is nie van siekte in sy ou dag gespaar nie. Hoe kan ek dit sê? 1 Konings 1 vers 1. Toe koning Dawid oud en ver op sy dae was, het hulle hom met komberse toegemaak, maar hy kon nie warm word nie. Nou, die Amplified leer ons dat Dawid het 71 jaar oud geword, toe hy gesterf het. So as enige iemand 71 of ouer is, dan is jy geseën. Want as jy meer geseënd is Dawid, want jy lewe al langer. Is mense spesiaal vir die Here? Ek het verlede week het ek gepraat, en ek het vir jou 'n boodskap gevra hier gehad, en ek sê, is jy die kat se snor? En ek wil net 'n paar verse herhaal. Genesis 1 vers 26.
En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Met ander woorde, kom ons maak mense wat soos ons lyk. En dan in vers 27, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hulle geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Vers 31, toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. In die Amplified, God said, let us, Father, Son and Holy Spirit, met ander woorde, Jesus was by, make mankind in our image, after our likeness. So God created man in his own image. In the image and the likeness of God, he created him. Male and female, he created him. And then God looked at everything he made, and he was pleased. He approved it completely. Alle mense is spesiaal van die Here, want ons is na sy beeld geskape, en hy het dit goedgekeur. Nou op 3 Desember vroeër vanjaar lees ek in die media, op die internet, onder die opskrif gedagtes van die dag, boom van die lewe, dat Dr. Matthew Sleeth die volgende geskryf het. En ek haal aan woord vir woord wat hulle sê, dis nie my woorde nie. Al die koolstof, yster, kalsium en ander elemente wat nodig is om 'n mens te vorm, sou omtrent $4.50, met ander woorde R80 kos, as jy dit moes koop. Hy sê die beeld van God wat Adam uit die stof van die aarde skep, is nie net poëties nie, maar ook in die kol. Die mense spot goedkoop, sê hy. Die mense waarde word egter nie bepaal deur die elemente waaruit ons saamgestel is nie. Ons is kleipotte wat iets kosbaars bevat. Dit is die asem van die lewe wat God in ons blaas, wat die verskil maak, sê hy. Kom ons kyk, so wat sê die woord? Genesis 2 vers 7. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het die mens dan 'n lewende siel geword. Nou elke gesonde mens haal elke dag sonder inspanning asem uit suurstof. Ons neem dit as vanselfsprekend. En die dag wanneer jy siek word en asemnood ervaar, dan word jy na die hospitaal toe geneem. En daar in die hospitaal gee hulle vir jou suurstof en dit is peperduur. Dit wissel van R480 tot R770 per dag om op suurstof te wees. Met ander woorde, 'n jaar tussen R175 tot R281.000. Ja, jy kan 'n jaar op suurstof ook wees. Ek was betrokke by 'n mediese fonds, daar's baie mense wat in intensief lê vir langer as 'n jaar op suurstof. Ons is so spesiaal. Want die Here gee vir ons die lewe verniet, en daai suurstof wat so duur is, as die mense dit vir jou moet gee hy ook vir jou verniet. Hoe lyk jou dankbaarheid teenoor die Here vir hierdie geskenk? In 1 Korintiërs 8 vers 3 sê hy, maar as iemand God liefhet, die word deur hom geken. The Amplified said, but if one loves God truly, with affectionate reverence, prompt obedience and grateful recognition of his blessings, he is known by God, recognized as worthy of his intimacy and love, and is owned by him. So as jy so belangrik. Jy is recognized as worthy of his intimacy, and you are owned by him. Hy neem verantwoordelikheid vir jou, sê hy op 'n ander plek. In Spreuke 8 vers 7, ek het lief die wat my lief het, en die wat my soek sal my vind. Ons almal is spesiaal in die oë van die Here. Jy is so spesiaal, dat Jesus sy alles gegee het, toe sy bloed op die kruis vir jou gevloei het. Met sy kruisdood het hy vir jou 'n hoopvolle toekoms verseker. Johannes 3 vers 16 is baie bekend, en ek gaan hom net in die Amplified vir die aanhaal. For God so greatly loved and clearly prized the world that he even gave up his only begotten unique Son, so that whoever believes in him, trusts in him, clings to, relies on him, shall not perish, come to destruction, be lost, but have eternal
everlasting life. Daar word vir jou 'n ewigdurende lewe in die hiernamaals beloof. Nou wil ek jou vra, hoe spesiaal is die Here vir jou? Ek wil vir julle vra, dit was Kersfees gewees nou die dag, en ek gaan nie oor Kersfees praat nie, maar ons gee geskenke gewoonlik as mense verjaar. Wat 'n geskenk? Wat 'n persent sal jy vir die Here vat? Jy sê vir my, maar alles behoort aan die Here. Daar's niks wat ek vir hom kan gee nie. Kom ons kyk wat 'n geskenk wil die Here graag hê. In Micha 6 vers 6 tot 8. Waarmee, in die lewende Bybel sê hy, wat 'n geskenk, met wat 'n geskenk sal ek die Here tegemoet gaan en my buig voor die hoë God? Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaaroud kalvers? Sal die Here welbehae in duisende ramme en 10.000 strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God? Wat die Here verwag is dat jy regverdig sal optree en hom met getrouheid sal lief hê en in gehoorsaamheid aan hom sal lewe. Die Here soek jou gehoorsaamheid as 'n geskenk, mense. Jy moet gehoorsaam wees aan sy bevele, aan al sy bevele in die Bybel. As jy nie weet wat dit is nie, gaan lees die Bybel. In Prediker 12 vers 13, luister, die hoofsaak van alles wat gehoor is, vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. En ouers, dit geld nie net vir jou kinders nie, want jou voorbeeld gaan wees hoe jou kind optree. Die lewende Bybel sê die belangrikste van alles in die lewe is dit, jy moet vir God ontzag hê en sy bevele gehoorsaam. Dit geld vir alle mense, sê die Bybel. God plaas 'n hoë premie op gehoorsaamheid. Spreuke 10 vers 27. Die vrees van die Here vermeerder die dae, maar die jare van die goddelose word verkort. Sê vir my, maar my streepie is getrek. Luister na hierdie versie. Dink ook, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word. Ek lees weer, in die lewende Bybel, om vir die Here ontzag te hê, kan 'n mens langer laat lewe, maar as jy jou nie aan hom steur nie, word jou jare kort geknip. In die Engelse Bybel, luister hierna. Obey the Lord and you will live longer. The wicked die before their time. Jy kan 'n invloed hê oor hoe lank jy gaan lewe. Ons moet daarteen waak dat ons toekoms nie deur ons verlede gekaap word nie, mense. Ons moet soos Paulus wees. In Filippense 3 vers 13 sê Paulus dat hy nie weer wil terugkyk na die dinge wat hy agtergelaat het nie, en dat hy alles uithaal om by die uitpunt uit te kom om die prys te wen, die nuwe lewe in die hemel waarvoor God ons geroep het en deur alles wat Jesus gedoen het. Nou hoe lyk God se nuwe ryk? Kom ons kyk na 1 Korintiërs 2 vers 9 en dis wat vir ons bestem is. Hy sê, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens opgekom het nie. Wat God berei vir die wat hom liefhet. Kyk wat sê die lewende Bybel. God het vir die wat hom liefhet dinge voorberei wat wonderliker is as enigiets wat 'n mens al ooit gesien of gehoor het. 'n Mens kan nie eers in sy verbeelding vir hom so iets voorstel nie. What no one ever heard is amplified. What no one ever heard or saw, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who loved him. Mense, jy kan maar 'n bietjie gaan lees daar in Openbaring. Die nuwe Jerusalem gaan strate van goud hê. Daar gaan nie 'n son wees nie. Die son is nie nodig in die Here se nuwe, want hy straal die lig uit. Daar word gepraat in Openbaring van die boom van die lewe. Gaan lees 'n bietjie in die Amplified wat sê van hierdie boom van die lewe. Hy sê hierdie boom dra 12 verskillende vrugte elke maand en hy lewer 'n oes elke maand. Gaan lees dit in die Amplified.
Jesaja 65 vers 17 leer ons dat ons nie gaan terugdink aan die vorige dinge nie. En dan Filippense 3 vers 20. Want ons burgerskap is in die hemel, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Ons parafraseer dit dat ons dit net makliker verstaan. Ons vaderland is in die hemel. Dit is waar ons redder, die Here Jesus, nou vir ons wag. Dat hy moet terugkom na ons toe. Dan sal hy hierdie arme, swak liggame van ons verander en nuut maak. Hulle sal word soos die nuwe liggaam waarmee Jesus uit die dood lewendig geword het. Hy kan ook vir ons nuwe liggame gee, want hy het mag oor alles hy het mag om alles onder sy beheer te neem. Mense, God het planne vir jou toekoms, nie vir jou verlede nie. Prediker 2 vers 14 sê ek besef dat as God iets doen, bly dit vir ewig. Daar kan niks bygevoeg of weggeneem word nie. God werk op so 'n manier dat mense vir hom ontzag kan hê. Nou Bernard Arnold, hy is die 5de rykste man in die wêreld. Sy rykdom word beraam op 3.300 biljoen rand. Met ander woorde, hy het meer geld as die jaarlikse begroting van Suid-Afrika. Hy is die voorsitter van die bekende Franse Louis Vuitton, die meeste vrouens sal dit seker ken, maatskappy. Hulle verkoop peperduur luukse goedere. Hulle goedkoopste mans en dames skoene begin hier R6.000 plus. En as jy 'n handsak wil koop, dan kan jy van R45.000 vir hom betaal. As jy wil koop, dan het jy nie geld om in die handsak te sit nie. Meneer Arnold het vroeër vanjaar, dis nou 2025, by sy maatskappy opgedaag in 'n klein Peugeot 205 karretjie. En toe die sekuriteitsbeampte daar by die toegangshek, hy het nie vir meneer Arnold geken nie. En hy het hom toegang geweier. Meneer Arnold het vir die sekuriteitsbeampte gesê, hey, ek is die voorsitter van hierdie maatskappy, jy moet my toelaat. En die sekuriteit het net geweier om hom toe te laat. Hy het gedink dat meneer Arnold te bedreer is omdat hy so eenvoudige karretjie ry. Hulle moes iemand daar by HR, by die personeelafdeling gaan haal, 'n bestuurder, dat hy vir meneer Arnold moes kom identifiseer voordat hulle hom toegang tot die perseel verleen het. Dit het my toe laat dink. Wat sou gebeur as ek of jy vandag sou sterf en ons kom daar bo by die hemel? En hier is die poorte toe, dekke is toe. En die poortwagter, gaan hy jou erken dat jy toegelaat kan word, of gaan hy toegang vir jou weier? Sal daar 'n engel wees wat jou herken? Sê vir my, maar hoe sal 'n engel my herken? In Lukas 15 vers 7 sê Jesus, ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer. Anderswoorde, die engele weet van jou as jy jou bekeer. My groot vraag is, kom ons sê die engele laat jou nie toe nie, en hulle roep vir Jesus. Gaan Jesus jou herken? Gaan Jesus jou herken as sy vriend? Wanneer is jy 'n vriend van Jesus? Johannes 15 vers 14, Jesus sê vir sy disippels, julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Maak vandag nog reg, dat jy in die regte verhouding met die drie enige God staan, want jy weet nie wat die dag van môre gaan inbring nie. Ons moet volhard.
tot die einde toe, sodat ons nie daai erfenis wat Jesus vir ons voorberei sal misloop nie, want Jesus is besig om vir ons almal 'n plek voor te berei. Jou paspoort om eendag daardie plek wat Jesus vir jou toekoms voorberei in besit te neem, is in jou eie hande. Net jy kan bepaal hoe gaan jou toekomsverwagtinge lyk vir hiernamaals. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir u woord, u uitputbare bron van waarheid. Dankie vir daardie volmaakte en alles omvattende liefde en gehoorsaamheid wat Jesus geopenbaar het, toe hy sy goddelike eer prysgegee het om 'n gewone mens te word, Here, sodat ons 'n hoopvolle toekoms kan hê. Dankie vir Jesus se liefde vir sy omgee, dat dit nie by die kruis geëindig het nie, maar dat hy nog steeds vir ons by God die Vader intree, en dat hy vir ons 'n plek voorberei. Here, ek wil bid, dat u vir ons insig sal gee, dat ons die misleiding van die Satan en sy trawante sal kan herken, en in Jesus naam sal kan weerstaan, sodat ons eendag daardie erfenis ook, wat u vir ons voorberei in ontvangs sal kan gaan neem. Ons vra dit alles in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Nou sê, kom ons staan, ons sluit ons af met dit is die dag. Dit is die dag, die Heer gemaakt, die Heer gemaakt. Kom ons die blij, kom ons die blij, en vergeer daar, en vergeer daar. Dit is die dag, die Heer gemaakt. Kom ons die blij, en vergeer daar. Dit is die dag, die Heer gemaakt. Dit is die dag, die Heer gemaakt, die Heer gemaakt. Kom ons die blij, kom ons die blij, en vergeet daar, en vergeet daar. Dit is die dag, die Heer gemaakt. Kom ons die blij, en vergeet daar. Dit is die dag, die Heer gemaakt. Onse Vader wat in die hemel is, dankie vir elkeen wat hierdie afspraak nagekom het. En dit is my gebed, dat U hulle sal seën met die keer van die seëninge, dat U die engele sal stuur, om hulle medepassasier te wees, en hulle veilig by hulle bestemmings te bring. Here, wees met ons deur hierdie week, en as dit U wil is, laat ons volgende week, of weer Woensdag by mekaar kom. Ons vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen.